Goeienaand geliefde fighters en ondersteuners van Bloodsport Media. Dit is waar jy ingeskakel het is. Ek is Bert Mostert wat ek laas gekyk het. Hy is Skalk Strauss de Skouze. Nog al die pad. En dit is Sondag aand 26 minute oor 5. Welkom by Bloodsport Media. Skalla. Yes, welkom by episode 65. Jessie, my maat, ons speel hier rond hier, né? Ons is al meer as 'n jaar aan die gang en still going strong. Episode 1, het ek amper gesê part 1. Ja. Episode 65. 65 part 1. Ek moet dan net sê, deur die genade. Eerstens wat ek hom nog ook sê, welkom aan ons luisteraars. Wat jy wil sê. Klomp is vanaand. Welkom vir almal by Net Radio, welkom vir almal by Radio NFM en welkom aan al ons luisteraars op YouTube. Yes. Vanaand kan ek daarom sê, of vanmiddag of whatever ook al, ek is nie sif moeg of vaak of uitgemergel of ietsie. Ek het gisterand, ek dink voor 1 uur geloop slaap. Dit is allemaal min wat 'n mens, veral as die boxing in Engeland is, ekskuus tog, is iets in my mond. Gewoonlik gaan daai fight sommer aan tot 2 uur toe 3 uur toe, al het dit 5 uur die middag begin. Hierdie keer ek dink, wat was dit, 12 uur toe dit voor 12. So kwart voor wat. Ja, toe kyk ons nog hoe die bokke verloor. Rugby, maar jy het ook slaap hier na die einde toe. Nie regtig geslaap nie, net nie meer lus gewees Ek het ook aan die slaap geraak. En toe ek wakker word, is alles verby. En is verby, laat ons het flip en verloor ook nog. Punt. Maar oké, is oké. Smaak my, hulle het vir Blibbok seker 'n brandoond gegee na die tyd, want die hele land is kwaad vir daai man. Ek dink hy bly nou in Argentinië. Hy het hom nie teruggebring saam teruggebring nie, of gaan hom nie saam terugbring. Ja, Rassie het seker gesê, daai man sit nie weer sy voete in vir sy eie veiligheid, jy sien, want die hele wêreld is kwaad vir daai man. Ja, nee, maar hy het ook nou al genoeg kanse gehad, so, kyk maar. Ek is nou nie 'n groot, ek sal nie sê ek is nie 'n rugby fan nie, ek respect die sport. Ek dink rugby is 'n goeie buis vir MMA om die waarheid te sê. Nou selfs al rugby spelers wat geboks het, maar dis nou nie regtig my cup of tea nie. Tensy dit nou cool games is soos as die bokke speel of World Cup en sulke tipe goeders, maar ja, let's get on by waaroor hierdie program gaan. Fighting. Boxing. Net boxing hierdie naweek gewees. Ja, nogals. 'n Bietjie 'n break gehad van die UFC, so ons sal in die volgende part sal ons bietjie UFC, maar nou is dit eers net boxing. So lekker 2 events gehad. Ons het nou net die een gekyk, maar daar was so een, ja, ons kan ons maar begin. Dit is ja, daar was die Amerikaanse een en die Britse een. Die American een, of Amerikaanse een. Maar ons gaan nou eers Amerikaans, want hy was nou, ons het glad nie daai gesien nie, hulle het dit uitgesaai nie. Hoeveel ons is in jou pond? Ek het dit nie gesien nie. Ek het dit loop kyk. Ek het net die British ene gesien. Wat die beste was, maar ja. Okay. Maar anyway, dit was die 20ste, die naweek, Glendale, Arizona op ESPN. Toe sit ons nou Richard Torres Jr. teen Joey Dawetsko. Ja, dit was mos daai 80s man, die afro. Ja, en die snor, MacGyver. Hulle was heavyweights, né? Ja. En die uitslag was 'n 5de ronde diskwalifikasie. Dis korrek. Nou was jy dit nou gesien het wat het daar gebeur, want ek weet nie. Man, dis as dit nie 'n diskwalifikasie was nie, het Torres of die ou sif geslaan of die ou het seker maar net opgegee, want hy het geweet hy gaan ge-DQ word, maar hy het aangehou daarmee. Die ou het aan mekaar sy mouthpiece uitgespoel. En daar was tye gewees, ek dink 1 of 2 kere wat Torres hom so hard geslaan het dat die ding regtig uit sy mond uitgevlieg het. Ja. Maar dis 'n ou veteran move. As jy voel jy kry seer en jy sien lus, jy wil 'n bietjie asemhaal of 'n breek vat of wat, dan spoeg jy conveniently jou mouthpiece uit, sodat jy 'n bietjie kan rus en 'n bietjie jou kop weer kan reg kry, reg aanskroef, en dan veg jy weer verder. So, ek dink dit was die ou se plan gewees, en
dan kom 'n mens op 'n punt wat as jy nie meer lus is om te veg nie, jy sien jy's besig om pap geslaan te word en jy sien jou kanse is al hoe minder en minder en jy begin soek vir 'n weg uit. Jy wil nie uitkom en sê ek gee op nie, want ek meen hoe lyk dit? Jy's supposed om 'n warrior te wees. Dan begin soek jy redes om of maniere om uit te kom en baie mense begin doen vels, slaan aan mekaar die oue low blow of agter die kop of stamp hom met die kop of wat. Nou hierdie ou se weapon of choice was sy mouthpiece gewees. Hy het hom aan mekaar uitgespoeg en ek meen hy soveel keer gewaarsku en hy het net nie opgehou nie en toe sê die ref later stop die fight. Dis belaglik. Maar ek moet sê daai Joey, daai ou, ek meen dis twee heavyweights, maar daai man is aansienlik groter gewees as Torres met sy Mexican snorretjie, maar daai Joey lyk vir my soos 'n sousboontjie. Hy's net so, maar 'n sousboontjie wat se pensietjie voorkant toe gaan, soos hy's 'n unit jong, hy's so 'n groot, ronde, stewige man met sulke kort fris armpies. Hy's nou net 'n sousboontjie met 'n paar spikkels op, hy's vol tattoos en hy't so lekker baard. Maar just sien daai Joey slat vir hom en hy skraap vir hom met hooks en body shots en goeters en daai man eet dit. Hy vat daai houe en hy sien soos pap soos jelly nie. Hy's soos stewig. Hy's definitief way overweight, maar hy's hard. Jy weet mos soos daai klipharde spekkies. En maar Torres het hom net aan mekaar geslaan en hy het dit begin voel. Hy het af en toe het hy, ek dink amper hy die knie gevat en hy het in die toue geval en verstaan jy, hy was besig om hom af te breek. En daar was 'n paar keer, ek het net een regtig 'n goeie hou gesien wat daai ou geland het, ou sousboontjie. En dit was 'n maashou, dit was so 'n counter left hoek, maar jy kon eintlik gehoor het hoe klap dit teen daai Torres se kop. En hy het daai hou gevat en hy het net aangefight. So ons weet nou die ou eet melkkos nou al vir sy hele boksing karier, maar dit lyk my hy kan al vleis verteer. Hy is nie net op die melkie, so dit was 'n goeie ding gewees en na die tyd dat die commentators ook gesê, Jessie, as ons een ding vanaand geleer het, you can take a shot. So dit was ten minste goed gewees. Okay. Maar ja, weer eens, ons sê dit tot vervelings toe, time to step up a bit, kry vir jou iemand wat jou kan harder terugslaan en meer competitive wees. Soos 'n sousboontjie. Ja, 'n losie groentes in die melk en die goed kry vleis, of ten minste een wat lyk soos 'n niertjie. Dit lyk ook mos soos 'n sousboontjie, laat dit dan net 'n bietjie meer substance het, substance. Ons kom kyk maar, wie gee hulle van volgende? Dan kyk ek nou 'n bietjie step up. Ja. Okay, en dan in daai main event was dit Jaime Munguia teen Eric Bazinian. Ons nou nie regtig so goed ken nie, maar ons ken vir Jaime. En dit was 'n 10de ronde stoppage vir Munguia. Maar onthou jy, ons het gesê, hulle gooi vir Munguia aan die diep kant. Was dit nie ook 'n ou wat soos undefeated of net? Ja, hy het soos een of twee of so iets en hy het ook 'n klomp knockouts en hy het 'n klomp fights. Dit was regtig waarin is 'n natural super middleweight. Munguia kom ons eintlik op van junior middle af. Ek weet nie of hy sy ek kan nou nie onthou, ek dink hy het seker al een of twee gefight op super middle voordat hy teen Canelo fight, dink ek. Hy het mos teen John Ryder gefight en het hy nie ook teen Daniel Jacobs gefight. Ek dink dit almal was 160 uit gewees. Hy het mos die Canelo fight gekry want hy het vir John Ryder geknockout en Canelo kon dit nie gedoen het nie, maar Canelo het hom ons nou obviously sag gemaak vir die knockout, maar in elk geval maak nie saak nie, maar daai, ek gaan maar net sê Eric, want Bazinian of wat ook al, gaan ek vergeet, Eric het goed gefight en dit klink my hy het vir Munguia allerlei probleme gegee. Dit klink hy is 'n bietjie langer en hy het sy range beter gebruik en hy het 'n lekker stiff jab gehad wat hy aan mekaar in Munguia se gesig gedruk het en Munguia het gesukkel om by hom uit te kom want Munguia is mos nie 'n ou wat jou wil jaag nie. Hy wil staan en trade. Hy is daai tipiese
Mexican style. Yep. En hy het gesukkel om hy man in die hande te kry, maar soos wat ek verstaan, ek het net die highlights gekyk. In die 10de ronde toe vang hy uiteindelik die man en hy het hom al mos nou so 'n bietjie afgebreek oor die rondes en 'n bietjie sagter gemaak en toe sit hy net sy punches bymekaar. Toe sê hulle dit was maar net hy het te veel power gehad en hy was te akkuraat geweest as hy naby is en die houe laat land, so toe kon die ou nie meer keer nie. Maar dit was nie soos TKO of iets. Hy het die ou geslaat, een hou laat hy mekaar val of boem boem, daar loop val hy nie. Hy het hom soos aan mekaar geslaan teen die toue en die ou het net soos begin krummel onder sy hande totdat hy op die vloer gaan. So daar was niks regtig wat jy nou sê, hierdie was die doodskoot gewees nie. Maar toe die oue mekaar val in die grond, toe lyk dit hy sal seker weer opstaan, maar toe staan hy maar nie op nie. Hy lê maar daar en hy sukkel om op te kom en het hy genoeg gehad. Ja, so ek weet nie hoekom hy wat was die rede gewees of dit regtig waar was dat hy nie kan opgestaan het en of dit nou was. Maar wat ook al dit was, hy het verloor. Nee, dit was dan maar die 10de ronde ook so. Hy seker wel moeg geweest en 'n bietjie pap geslaan nou. So ek seker my gevoel hy kan nou nie meer nie. Dit is nou tyd. Klink dit uppercut skrou hier by die deur, maar hy moet maar nou eers buite nog rondspeel. Die groot mense met podcast. Wat is dit dan? Nee, hy's lui, want nou moet hy mos nou om die huis hardloop. So hy ken nie weer. Wat doen hy in die nag as hy huis toe? So uppercut, jy kan maar skrou ou maat. Anyway, op daai noot, voordat ons aangaan, ons was nou by die Amerikaanse kaart gewees. Nou gaan ons vlieg ons oor Britannia toe, of hoe sê hulle, across the pond. Yes. So ons gaan nou oor die waters vlieg. Voordat ons in Britannia kom, wil ons hom net sê, baie dankie vir een van ons groot ondersteuners wat Hadida Nuus is. Hulle stap hulle pad met ons van dag 1 af. Ou Steve Botha is 'n groot pel vir my. Ek sê nie nou net dit want dit is op die podcast. Ons word nie betaal hiervoor nie. Hy's 'n groot vriend van my en ek het baie groot respek vir die man en hy het al baie cool feedback goeders vir ons gegee. So ek voel dis die minste wat ons kan doen deur vir hom ook te sê dankie. Dankie vir wat jy vir ons gedoen het. En hulle spog natuurlik met 635,000 weeklikse lesers. So as jy hou van 'n stukkie nuus en veral as jy in die Noord-Kaap is, gaan besoek gerus vir Hadida Nuus. Jy kan hulle kry by 0607016078 op WhatsApp. Ek gaan dit nie weer sê nie as dit op die podcast is. Loop rewind dit en dan sal jy dit daar so kry. En dan kan hulle mos jou die uitgawe stuur op WhatsApp. Ja, Steve stuur vir my elke week 'n online ek weet nie of dit PDF is, maar maak seker nou nie saak nie. Jy klik op die ding en dan maak hy dit oop en dan sit 'n scroll jy deur. En ek het actually ook 'n rubriek wat ek elke week daarin stuur. Sommige kere gaan dit oor MMA of oor Driekus Du Plessis of so, maar meeste van die tyd is dit iets heel anders. Dan gaan dit maar oor dinge wat ek wil skryf. Meer sielkundig, meer geloof, meer, verstaan jy, motivering, whatever catches my fancy, verskoon vir al die Engels tussenin, maar iets wat my motiveer of voel, dis 'n belangrike lewensles, dan skryf ek graag daaroor. So, dit sal jy ook daar kry. Dit sal jy ook daar kry, onder andere. Maar wat jy volgende gaan kry, is good stuff. A spot of tea. A spot of tea and some crumpets, mate. Yes. Hulle eet mos crumpets, die Ek ken nie van beskuit en koekies en sulke goed. Crumpets and tea. Nou ja, daar in Londen, dit was in Wembley Arena, stadion. En dit is nogals 'n redelike groot hulle wat soos gepraat van 96,000 mense. Ja, maar baie die kommentators, is kommentators Afrikaans vir commentator. Die kommentators het heeltyd gepraat van 96,000, maar voor dit in die lead-up het Dan Rayfield, Eddie en al daai manne het hulle gesê 98,000. So ek weet nie wie's reg en wie's verkeerd nie, maar sê tussen flip het 90,000 is amper aan nou. Hierdie Munguia wat ons nou net oor gepraat het,
weet jy hoeveel mense was in daai dit was nie 'n stadion nie, 'n arena wat ook al. 6000 in couplings. Soos Munguia wat teen Canelo nou die dag fight in Mexico of voor 'n klomp Mexicans voor 6000 en dis nou 'n groot fight. Wat van kom ons sit 90000 by en hou boxing event, dis crazy. Yep, dit kan gedoen word. Ja. Okay, maar dit was bestaan daar in Londen, so hier's 'n paar fights. Ons gaan hom maar so opbou tot by die main konyn. Yes. So daar was, okay, Joshua Buatsi teen Willie Hutchinson Breivard. Is dit ook as sy naam, soos, of is dit sy bynaam? Nee, dis sy bynaam. Naam sê. Dis al diep kwaai wees as iemand se naam Breivard is. Ja. Daar is sulke bemalde mense in die wêreld. Ek sal nie verbaas wees dat iemand sy kind kan dit noem nie. En hy's mos ook al van Scotland. So yes. Dis Okay, onmoontlik. Daai twee manne 12 rondes gefight. En dit was 'n split decision vir Buatsi. Joshua Buatsi. Ons het gepredict hy sal wen. Maar dit was 'n bietjie van 'n controversial wen, want ons het gevoel hy het gewen, want hy het vir Hutchinson 2 keer of 1 keer 3 keer. Ja, nee, 2 keer. 2 keer knockdown en Ja. 1 keer is 'n punt afgetrek ook van hom. En hy wen nog steeds met 'n split decision. Ja, daar was een judge wat dit vir hom gegee het. Dit is scary. Dis scary om te dink. Dit was seker lewe Stevie Wonder nog. Want dit was seker Stevie Wonder gewees, want jy moet totaal en al blind wees en ek dink jy moet 'n halwe brein hê of jy moet met 'n paar ekstra cash in jou bankrekening sit as iemand jou omgekoop het, want hoe daai man kon gewen het, weet niemand nie. Die een judge het vir Willie die fight gegee, dink met 2 rondes of iets. 113, 115 of so. Met die 2 knockdowns en die punt het afgetrek is, so hy wil, ek dink hulle het gesê, dan sê daai ou Buatsi het 3 rondes of 4 rondes gewen. Yes. Dis crazy. En die ander 2 daarom gelukkig vir hom die regte een gekry. Maar ek meen en wat jy in gedagte moet hou, 'n knockdown is 'n 10-8 round. Soos normaalweg as ek en jy fight en ek wen nie die ronde, dan kry ek 10 punte en jy 9, maar as ek jou kon omslaan, dan kry ek 10 en jy kry 8. Sê hulle moet 'n punt wat afgevat word. En wat ons in gedagte moet neem, al was daar geen knockdowns of geen punte nie, volgens my het Buatsi nog steeds voorgeloop. Ja. Ek meen dit was 'n baie competitive fight, ek sal nie jokkie, maar ek sal ten minste 7 rondes gegee het vir Buatsi. Ja. En as jy nog al daai knockdowns en punte moet bysit, daar moet nie 'n twyfel op aarde wees dat daai man moes gewen het nie. So ja, dis crazy. Maar anyway, ek weet nie of jy iets wil sê. Ja, dit was 'n lekker fight. Ek het daarom gekyk, moet ek sê, die fight. So, maar ja, het was 'n lekker fight. Ou Willie het nie opgegee nie. Allee, is hy knockdown en punt afgetrek en al die dinge. Hy het net aangehou en hy het die stadium vir Buatsi ook seer gemaak. Ja, hy het hom 'n paar keer so 'n bietjie geklip. En Buatsi het nou nie sy ou vloeiend self gelykie. Jy het mos gesê hy lyk 'n bietjie stadig of oud. Hy lyk oud. Ek weet nie hoe, as jy kyk na sy liggaam, hy's in ongelooflike goeie shape of vorm of wat ook al. Mooi ronde spiere, hy's gerib. Hy lyk netjies. Maar dis vir my baie moeilik om te sê, want as 'n mens gewoond is om oor en oor gevegte te kyk en jy's mos al gewoond hoe iemand moet lyk, hoe hy moet beweeg en hy het vir my, soos, kom ek vat 'n voorbeeld toe Evander Holyfield op 58 teruggekom het en teen hy Vitor Belfort gefight het. Al was hy alright gebou, verstaan jy, hy het nie bad gelykie. Hy het gelyk soos 'n ou droë tak, soos 'n hol boom wat net 'n bas is, soos jy slaan hom, maar val hy in mekaar in. Jy kan sien daar's niksie, die spiere beteken nie veel nie. Hy's soos way past his prime. En Buatsi was nou nie so ver weg nie, naaste by nie, maar ek het daai tipe gevoel gekry van hy lyk vir my droog. Hy lyk vir my stadiger, hy lyk nie vir my so sterk nie. Al het hy lekker harde houe geslaan. Hy het net nie vir my so youthful gelyk nie. Hy het vir my gelyk soos 'n ouer fighter en hy was nie, want die vorige fights wat ek al van hom gekyk het,
het vir my baie beter gelyk. Hy was nooit 'n movie se crazy speed of crazy power nie, maar hy was mooi lekker los, vloeiend, hard geslaan, sy ding gedoen en in hierdie keer het dit net vir my gelyk hy so 'n klein bietjie van balans af, hy so 'n klein bietjie swakker. Ek weet nie, dit het net nie vir my mooi geklik of mooi, hy het nie mooi stewig gelyk nie, waar Hutchinson of hy's baie rouer. Hy het baie meer van balans afgeval en goed, maar dis meer van wildheid en inexperience, maar jy kon sien Hutchinson het baie makliker recover as hy seer gekry het. Hy was vir my baie stewiger. Hy het sulke mooi hy het sulke mooi hoeks gehad, maar dit was so vloeiend geweest en hy skraap jou so. Hy maak hy man bymekaar. Hy krap so dit smaak hy krap jou so agter die ore. Tak, sulke lekker vinnige, smooth en is sulke checkhooks. Dit is nie noodwendige close hoek wat hy van die kant af op die oor moet power nie. Maar ja, ek dink Boazzi het nog steeds gewen. Ja, Boazzi het nog steeds gewen en hy het gewys hy's beter. Dalk 'n afdag gehad of iets miskien, maar ja, hy het nog steeds gewen, so ja, goed vir hom. Fair and square gewen. Ek staan by die feit dat hy homself Braveheart noem is nie so verregaande nie. Die man het baie harde houe gevat en hy het aan mekaar gerecover, so ek gee dit. Ek sal hom natuurlik eerder stupid hard noem. Want ek hou nie van die mannetjie nie. Hy's verskriklik verwaand en hy het mos vir Boazzi gesê in die lead-up voor die geveg, het hy vir hom gesê die vorige ou wat hy gewen het is beter as Boazzi. So hy sê I knocked that guy out, imagine what I'm gonna do to you. Toe dink ek kry vir jou my maat, jy gaan gehumble word. Net vinnig die laaste dingetjie wat ek wil sê rondom hulle is dit voel, jy kan nou maar sê jou opinie, maar dit voel vir my die game plans was omgekeer gewees, soos die Boazzi wat die ouer man is hy nie al iets so 36 of 38 of iets nie, hy is die ouer man en Hutchinson is mos nou die jonger mannetjie, hy is soos wat 26 of 27, hy's 'n jong mannetjie en hy's nogals 'n billetjie. Hy lyk soos 'n jock, soos 'n tipiese rugby jock of 'n ding, hy's hard en hy's aggressief en hy's vol confidence en Boazzi se hele gameplan lyk dit my was body. Hy het aan mekaar as hy naby inkom, hy het 'n paar mooi hoë gegooi, maar ekskuus tog, meeste van die tyd was dit maar hier op die kant van sy sye teen 'n snaakse angle, en hy nou nie regtig waar veel skade gedoen nie, maar ek sal sê hy het omtrent 80% van sy werk was na die body toe. En hoekom dit vir my vreemd was, is as jy kyk na hulle twee bodies, gewoonlik as jy het jy baie meer sukses om 'n ou te in die body te slaan wat 'n lang, dun middel het, want hy vat baie meer damage. So goed, jy het 'n klein smal gesiggetjie versus 'n ou soos Golovkin wat 'n lekker ronde nugget vir 'n kop het wat hy ou kan vat. So dis gewoonlik die langer ouens met die lang dun lywe of die ouens wat vinnig rond beweeg en fikser is en so, verstaan jy, dis die ouens wat jy in die body, nie 'n ou wat soos Canelo soos 'n tank gebou is, of soos Golovkin of soos 'n Mike Tyson of wat. Nou hierdie Hutchinson is meer stewig. Hy het sommer so 'n stewige ronde kor, so ek het nie regtig verstaan hoekom het sy gameplan nou vereis dat hy hom aan mekaar in die body moet slaan nie, waar Boazzi het so 'n mooi lang dun middellyf, mooi gespier, die six-pack sitte goeders, maar ek weet verseker hy sou meer skade gedoen het andersom. En Hutchinson het net geheadhunt omtrent die hele tyd en elke keer as Boazzi sy punches oplig, dan het hy daai man gevang in sy gesig, want sy kop is baie regop, hy het nie lekker sy chin tucked onder soos hierso nie, hy fight baie keer so en hy gaan verkeerd terug en dan word hy genail, so dit was vir my 'n bietjie, dit voel as hulle dit omgedraai het, dan het albei dalk meer sukses gehad. Ja, dit is nogal snaaks. Maar dit was 'n goeie geveg gewees, ek is heel tevrede en ek is baie bly dat die regte man daarom gewen het. Yes. Okay, die volgende
Hierdie fight was actually voor die ene, Apache. Sorry. Ja, Ja, jy's reg, jy's reg. Ja, dis hoe hulle van dis hoe hulle van Dan Rafael se fight schedule afgekom het. Miskien maar vir hom skuld. Ja, flippin' Dan. Okay, Anthony, de Apache Kakachi, teen Josh Warrington, dit was ook 'n decision. Meeste van die fights op die card was decisions. 12 rondes, unanimous decision vir Anthony Kakachi. Hierdie het ek nou nie gekyk nie. Ek het nog geloof Jamal bly in daai tyd en dit was toe nog al laat. So omdat ek het maar gedink ek sal hom 'n skiep gee dan. Ja. Maak ek maar klaar. Jy kyk ek die res. Jy het goed gedink. Jy het eintlik baie goed gedink met dit. Dit was 'n lekker geveg geweest. Daai Anthony the Apache Kakachi, hy is 'n karakter jong, is mos 'n uur, maar hy lyk sommer so beduiweld jong, hy het so 'n stuk rooi baard. Maar ja, jy moet net joune langer groei. Hy kom nou. Okay. Hy wil ook nou 'n Apache word. Of wil jy nou wie is jou favourite, Canelo of Apache? Nee, daar's mos nie so. Nee. 'n kat se kans. Nee, wat wie is Apache? Daar's sy true Canelo fan. Viva la Mexico. Hy het nou nie 'n baard nie, maar so right. Die Apache wat nogals kwaai is van hom, daai man het sulke husky oë. Weet jy of jy dit gesien het nie? Potblou oë met sulke donker ringe. Hulle noem ons dit jou limbo rings. Maar anyway, ek wil nou nie ingaan, dis nie 'n biologie klas nie. Les wat ons hier kry. Ja. Weet jy, terwyl ons nou daar is, ek sê ek wil nie, maar ek gaan dit doen. Weet jy, jou limbo rings wat rondom jou oë is, dit's gewoonlik babas en klein kindertjies het limbo rings. So sê nou maar jou oë is blou, dan is daar soos 'n donkerblou ring wat rondom is, of jou oë is ligbruin, dan is daar soos 'n donkerbruin. En hulle sê nou so, ek weet nou nie hoe hulle dit nou kry of wat die motivering of wat ook al is nie, maar hulle sê maar dit is die waarheid op die oog af. As jy groot dik limbo rings het, dan lyk jou oë mooier. Soos dit laat lyk 'n mens eintlik baie aantreklik. Ja, dit maak die kontras meer staak. Ek weet nou nie wat sy Afrikaanse woord is. En soos wat jy ouer raak, fade jou limbo rings al hoe meer totdat dit amper weg is en dan lyk dit nou nie meer so nie. En nou sê hulle dis nou dat kinders moet mooier lyk, laat ons hulle nou nie wil seermaak of iets is dit. Ek weet nie of dit nou een of ander evolutionary teorie is, maar hoe dit ook al mag sê, mens kry baie mense wat so is. Ek weet nie of hy luister, ek weet Kosie Vol, 'n pel van ons, hy luister baie na dit. Hy man het sulke stuk limbo rings, hy lyk soos Ragnar op Vikings. So ja, Kosie, ek wil jou slat op jou limbo ring oog eendag as ons mekaar weer sien. Jy het ons het nie. Ja, want jy het dit en ons het dit nie. Yes, ek wil ook sulke stukke limbos hê, maar anyway, ons is heeltemal van die punt af. En ek hoop nou nie Kosie kom nou hier in die week met sy baadjie kom stop, soos op Troy wat hy gel Hektar, ek ook gel hy Bert, kom uit. Baie vinnig, Josh kon nie die belt gewen het nie, wat super stupid is. Hulle sê hy's nie viable om die belt te wen nie, want hy was nie hoog genoeg gerank gewees wat hy. Nou, hoekom veg hy teen die man? Soos jy hoef nie gerank te wees as jy teen die champ fight. Die voorreg wat jy kry om teen die kampioen te fight is om sy belt te kan kry. Soos wat is die punt om 'n kampioen te wees? Wat is die punt om teen 'n kampioen te fight? So dit was net plainweg stupid gewees. Die enigste rede hoekom 'n mens nie mag 'n belt kry nie is as jy overweight gekom het of jy het een of ander fout gemaak of whatever ook al. Maar nie dit nie. Die geveg was goed geweest, maar dit was nou nie 'n baanbinner nie. Albei het gekom en hulle het hulle harte uitbeklei. Apache was net te groot en te sterk vir hom en hopeloos te lank en te lang reach. So hy kon nie daai man, wat is sy naam? Josh Warrington. Hy lyk ook soos Ricky Hatton. Hy's so 'n klein kapokke handjie en hy's 'n warrior jong. Ek dink hy's the Leeds Warrior of so iets noem hulle hom. Maar
hy het nie verskriklik baie power nie en hy het nie eens daai kans gehad van ek slat jou uit met een hou of Nie wat een ook van al. hulle twee nie. Ja, Apache het ook ja, het hy in die vorige geveg eintlik nie te bad gedoen nie. Al wat ek net wil sê vir Apache, wat my 'n bietjie geïrriteer het van hom is hy het 'n baie mooi array of punches as ek dit so kan stel. Hy hou daarvan om te 1-2 en dan sal hy 'n body shot gooi of hy sal 'n 1 in 'n hoek of 'n 1 in 'n uppercut, soos hy meng dit mooi op, maar meeste van die tyd hy staan op distance, dan kom hy in met 'n 1-2 of 'n 1-4 of wat ook al hy kies en dan kom hy tot teen jou en hou hy jou vas. Soos dit is amper hy gooi, hy laai af, hou jou vas, die ref kom breek ons op, ons reset, ons begin weer. Ek meen as jy vir 1-2 onder deur kant toe counter of bam gaan terug kant toe of doen nog iets of wat ook al, is aan mekaar dieselfde ding. Kom in, unload, hou vas, breek op, reset en dit maak dit so 'n klein bietjie boring. Maar hy het gewen en hy het fair and square gewen, so daar is nie veel anders. Ek was dit maar net sy game plan vir die fight. Ja, dalk was dit. Dalk was dit maar gewees. Okay. Wel, goed vir hom, hy wen nog aan mekaar. Hy is nog steeds die kampioen. Okay, en dan die co-main event wat Hamza Shiraz was teen Tyler Denny. Nou, hy het nie lang gehou nie, hy het so hier, hy het dan die tweede ronde gehaal. Ja, ons kry niks knockouts en dan kry ons sommer 'n second round. Ja, dit was nou eintlik 'n TKO. Hy het vir die fight gestop, maar hy was genockdown, of was dit die eerste keer? Hy het in die eerste ronde moes. In die eerste ronde het hom so met 'n geklip, hier met 'n left hook in die kop. Vir Tyler Denny en hy het opgestaan en het aangefight, maar ja, maar dit was net one way traffic. Dit het nie gelyk daai man sal ver kom in daai fight nie. Ja, het voel hy het iets gehoor daarso. Ja, nou Hamza was groot, baie groter as hy, langer, hy het mos sulke lang arms, so skraal, maar hy is skraal lank. En hy het net, daai man, hy het nie 'n kans gehad, nie. En Denny het mos, hy het nou een of ander title gehad, wat Hamza mos nou voorgefight het. Die title gewen en dit was hy wat net die een knockout het. Ja. Dit is verskriklik. Ja. Hamza het 20 fights, 16 knockouts. En Denny het in die 20 fights, ek dink 24 of iets met een knockout. Dis crazy. Ja, nee, dis flippin insane. En wel, hy het nog net 2 keer of 3 keer verloor, dink ek, maar ja, ek dink hy het 2 losses en een van die 2 was 'n knockout gewees. Maar ja, soos jy sê, daar was nie veel gewees nie. Hulle het nog skaars gefight. Ek weet nie of dit 10 sekondes was, toe skraap hy met 'n left hook hier bo op die tempel grond toe. Bietjie fight. Ek dink daar was so 1 of 2 kere wat ou Danny ingekom het en so vinnig 'n paar lekker, dit lyk goed, maar daar's nie veel agter dit nie. Ja. En toe in die tweede ronde, toe was dit weer, ek dink 'n left hook of iets gewees en toe het hy so 'n paar geland en toe sit verby. Toe stop die ref die fight, toe sit 'n TKO. En dit lyk my die ou Danny het nou gekla of iets, maar ja, want hy het opgestaan en toe sê die ref is klaar en toe hy gekla. Sê nee, hy kan nog fight maar ek dink dit so. Nope. Of veel verder. Ja, jy moet maar vergeet. Maar Skala, genoeg van hierdie. Ek wil hom net sê, daai Hamza ou hom dop. Bright future. Paadjie stap. Dis min wat jy 'n middleweight kry, 160 pond wat 6 voet 2 something is. Daai ou is massief lank. Baie. Weet nie eens hoe haal hy 160 pond nie, maar okay. Nee, hy doen dit. Okay, die main event van die aand. Is jy reg vir hom? Ek is reg. Dit is of ek weet ook nie. Jy het herstel van gisterand. Nog nie heeltemal. Jy het amper gehuil gisterand. Wel, dit gee dit seker weg. Het ek jy opgegooi of iets? Ek weet nie, was jy op 'n stadium met jy sê we gaan toilet toe gaan na die fight. Toe kyk ek maar die rugby verder. Ja, dis hoekom ek hierdie rugby kon klaar kyk. Ek was te hartseer en te naar geweest. Ja. Maar okay, dit was nou Daniel Dubois teen Anthony Joshua vir Dubois se title.
Joshua het misschien nou title. Ja, ek dink Dubois moes die IBF champ. Wat Usyk moes toe nou bykyk. Ja, en toe fight hy en Hrgovic mos vir dit, ja. Yes, en toe wen hy en toe is hy nou die champion. Maar ja, Anthony Joshua was definitief die favourite. Ek dink hulle het nog aangewys soos 80% van 83, ek dink 83% van mense het gesê AJ. Ja, wat gestem het op die zone of iets, so een of ander app of 'n ding, wat hulle gesê hy gaan wen. Maar ja, dit was nou, praat nou van the fight of your life, Ja. Daniel Dubois. Sure. Hy man het uitgekom en hy het net oor Joshua geloop, ek weet nie, het was crazy, van die eerste ronde af, hy het net Ja, hy het die genade vir daai man geen gehad. genade. Ek dink ek nog vir jou gesê, dis wie jy fight teen 'n ou wat die favourite is, of jy voel dis hierdie, jy wys vir hom geen respek, Ja, jy gaan vir hom. ja. Ek meen, jy kan nou fout maak, hy kan jou counter, of wat ook al, maar moenie laat hy jou oor kry nie, en dis wat Daniel Dubois gedoen het, hy het net van die begin af gewys, ek is hier om te fight, en hy het in die eerste ronde het hy vir Joshua laat val, en dit was net, van daar af, het was soos 'n replay van Ruiz, se fight, Ja. het was ongelukkig, ek wou ook gehad dat Joshua moes wen, maar ek voel nie te bad, ek is bly vir Daniel, hy het goed gedoen, give him all the props. En soos hulle kan sê. hy's nie iemand wat ons wou gehad het moet Ja, verloor. glad nie. Jy hou van AJ, maar in al die Daniel se fights voor dit, tot teen Usyk, glo dit of nie, het ek vir Dubois geskree, want ek like jy oukie. Nou laat hy meer media time goed gehad het, hy's maar diep cringe jong, Ja, hy's nie hy baie goed op 'n mic nie. Nie die beste interviewer nie. Ja, maar hy het 'n nice fighting style, hy's baie lekker om te sien Hy fight. slaan hard, ja. Ja, hy slaan hard. Ek dink hy het nou net nog een fight wat hy nie 'n knockout gekry het nie, so. Ja, weet jy wat wil jy? Ek het 'n klomp goeders. Sê. Ek het baie Vader, ek wag al hele episode om tot hierso te kom. Maar ek moet sê dit was eigenlijk net one way traffic. Hier na die einde toe het Joshua hom amper Yes. uitgehaal. Dit was Yes. close en toe voel dit voel vir my Joshua het net excited geraak. En toe vang ou Dubois, slaat hy vir hom laat hy so vispaart. Hy het getry. Jy moet vir Joshua dit gee, Ja. ek probeer. en hy het nooit opgegee. Kyk, 4 knockdowns. Ja. 4 knockdowns in 5 rondes. Hy het almekaar opgestaan, hy het almekaar teruggefight. Maar ek het die fight letterlik vanmiddag, seker 4 uur voordat ons begin shoot het ek het weer loop kyk. En weet jy, ek het so baie goed gesien wat ek nie gesien het nie, want ek meen, jy kyk dit nou live en jy's op jou senuwees en jy's opgewonde en jy skree vir een ou en jy koes en wat, so jy sien nie alles nie. Nou laat alles verby is en die stof het loop lê en ons weet wie het gewen en wie het verloor, kon ek dit baie beter gekyk het en ja, die gevoel wat jy kry na gisterand, sal jy gesê het, nee, het Dubois deur hom geloop, dit is soos 'n tank wat deur 'n houthuis gery het, maar toe ek die geveg weer kyk, toe dink ek, jete, AJ het eintlik ongelooflik goed gedoen. As ek kyk die eerste ronde het hy vir my beheer. Hy glo dit of nie, ek sien jy stem nou nie noodwendig saam nie, maar die hele eerste ronde deur, hy het mooi gejab, hy het sulke vinnige left hoekies getouch om teen die kant van die kop. Hy het hom nie regtig seer gemaak nie. Ek het gesien daar was so 1 of 2 keer gewees as Dubois se jab 'n bietjie stadig is, dan het AJ hom geslip en oorgegooi die regterhou, maar ek dink 'n groot rol, 'n groot faktor wat ingespeel het wat hulle dalk nie verwag het nie, is ek dink omdat Dubois sulke ongelooflike breë skouers het en verstaan jy, hy's so breed dat dit was nie 'n geval van slippy jab kom oor en slaat hom skoon op die kaakbeen, hy het hom almekaar hier teen sy skouer verby of Dubois se arm is net hier half in die pad, hy kon hom net nie lekker skoon gevang het nie, so die eerste adjustment wat ek sou gemaak het, ek sou gesê het, slip en gooi 'n looping right in plaas van, dit kan 'n wye looping een ook wees, dan sou jy hom gevang het elke keer, maar nietemin, hindsight is 2020, soos hulle sê,
As ek net kan aansluit by daai stukkie, dit voel vir my Joshua het probeer om die fight te control. Hy het hom mooi gejab, regtig. Mooi gejab aan mekaar en dan is dit net as dit Dubois wil raak. Ja, hy loop net deur. Ja, moet Joshua terugval want dan kom Dubois. Ja. Maar soos ek sê, ek stem saam met jou. Ek het nou net 'n bietjie my train of thought verloor. Nee, dis reg. Ons moet add by mekaar. Dis wat ek wou gesê het. En in die eerste ronde was daar ook een gewees wat hy weer die linker geslip het en toe gooi hy 'n mooi uppercut. Toe slaat hy hom hard. Jy kon gehoor dit koep, maar daai Dubois het hom geëet soos 'n kapkyk. Hy het soos 'n nie geval of geshake of ietsie. En in die einde van die eerste ronde, toe maak AJ sy eerste fout. Sy hande is laag. Ek weet nie hoekom was sy hande so laag die hele fight deur. Ek dink nie hy het gedink Dubois gaan so aggressief na hom toe kom nie. Dat jy kon gesien het toe die geveg begin het, was hy nat gesweet gewees. So hy het obviously gesorg, hy het goed opgewarm en hy het warm gebly dat hy nie koud moet begin nie. Albei manne het warm begin. So hy was baie los, maar hy was vir my amper te ontspanne. En as jy vir Dubois kyk, sy hande was heeltyd hier bo gewees. AJ se hande was hier onder. Baie keer het die jab arm sommer hier gehang en ek meen dis soos om die deur oop te maak en sê hallo, slaat my met 'n regterhou. Ek is oop. Nou moet ek vinnig ver my hand oplig. So hy terug beweeg en toe kom Dubois met so 'n overhand right en hy het met baie talk vir AJ op die punt van sy ken geslaan en daarso is my eerste respek want hy het vir hom van sy voete afgeslaan en AJ het opgestaan en jy kon sien van toe af dit was hy nooit weer 100%. Hy het goed recover, sê tot op 80-90%, maar hy was nooit weer homself nie. Maar hy kon homself geregroep het, laat hy nie net onmiddellik uit mekaar uitval nie. En nog 'n ander ou sou seker daal. Ja, jette, moet so hou. So, ek weet nie hoe staan, daar's nie veel ouens wat sou opgestaan het van daai ou nie, so dit kan jy vir AJ gee. En iets wat ek al in ons eerste fight wou gesê het, wat ek skoon vergeet het om te sê, iets was nie lekker gewees met daai canvas nie. Daai Riyadh season stickers so goed wat op was, in elke liewe geveg wat daar was, het die ouens gegly. Hulle voete het gegly en ek dink die een ou het omgeval en 'n paar keer dan slip die ou en dan wys hy na die canvas toe en dan fight hulle aan. En toe dink ek dit moet nou net nie 'n groot impak hê op die geveg nie. En jy het mos nou gesê of ons het gesê 4 knockouts deur die fight. Elke keer soos ronde 2, nou kan jy sien AJ is in die moeilikheid en Dubois kom in, maar daai man fight terug. Hy keer die hou en as hy seer is, hy gryp, hy hou hom vas en hy stoei hom en hy druk hom weer af en ek was baie impressed gewees met sy ability om te survive. Soos in die ou AJ het nie geweet wat om te doen nie. Hy het net teruggefight totdat hy geknockout is, maar hy het gegryp, hy het survive. Hy het gepop die jab so af en toe deur en hy het aan mekaar probeer, eintlik te veel om hy groot regterhou te slaan. En ek dink in die einde van die tweede ronde toe slaat hy daai regterhou, daai counter, dit het eintlik so geklap. In die replay kon jy sien die sous het gespat van hy Dubois se kop af, maar dit was weer half teen die arm en toe teen sy kop, so dit het die volle impak gemaak nie. En so die geveg aangegaan, ek dink in die 3de, 4de ronde Dubois hom weer plat gesit en toe kon jy gesien het AJ se voet het geglip en toe trap het so heel skeef. Ek sal nie verbaas wees as sy enkel diep opgeswel is of geswik is of ietsie en so sy voet het seer gekry. Daar was letterlik een keer wat ek gesien het wat hy op die mat geglip het, laat hy geval het, soos toe sê die ref mos, dit was nie 'n knockdown gewees nie, en, sorry, ek hardloop maar nou net so deur alles wat ek onthou, daar was een, en ek vat niks weg van Dubois, hy het fair and square gewen, daar is die 2 stories omtrent dit, ek bou maar net AJ se case om te wys, dit was eintlik nie so verskriklik erg soos wat ek gedink het, nou dat jy na die tyd kykie, toe AJ ek dink die 3de keer omgeslaan was, en dit is sy eie skuld, want hy was seker nog 'n bietjie buzzed, maar hy beweeg terug in 'n reguit lyn en hy hou sy nek regop en hy
jy gaan mos nie terug in 'n reguit lyn nie, jy gaan met jou voete terug en dan swaai jy links of regs. Ja. As jy terug reguit loop, dan is jy oop om raak geslaan te word. En toe Dubois hom 'n vieslike hou hier weet in die kant van die kop of iets geslaan en AJ het geval dat hy met albei sy hande op die canvas druk. Dis 'n knockdown. Ja. Jy moet onmiddellik dit stop in die uitkant gee. Die ou, daar's mos altyd die ding wat afgaan wat begin te tel. Ja. Die ref wys mos dan nog Ja. en dan sluit hy later aan by die tel. Ja. Hier by 3, 4 goed. Daai ding het begin tel. 1. O, het hy? Ek het eens gehoor. Ja, loop kyk net, hy het getel 1, 2 en die ref soos gaan aan en toe stop die ding om te tel. Jo. Net loop kyk, Jo, dat- ek sal. En wat ek toe gesien het wat nog 'n erg ding was, toe slat toe nadat AJ op die grond was, hy hy staan weer op en hy keer, toe slaan De Boam laat hy in die toue inloop val. Nou hulle sê if the ropes is keeping you up, then it's a standing 8 count. Ja. Toe terwyl hy man in die toue loop sit, toe eet hy seker nog 2, 3 houe hier van onderaf. Dubois was gevaarlik naby om gedisqualified te word deur because you're hitting a downed opponent. En deur die genade toe is dit die einde van die rond en toe stop hulle dit. Die ref is ook stupid en Ja, hy was simpel hy geweest. moes al by die knockdown die fight gestop het en sê, okay, tel of wat ook al. En weer daar. So, Ja, dit is en 2 toe kry keer in jy 'n 'n paar tweede kans en sekondes. toe het hy dit weer nie. Ja, En hoeveel houe het AJ skoon geëet wat hy nie hoef te geëet het nie. En En AJ ook maar net 'n knie gevat het of iets net geloop sit het, maar Ja, daai tyd dink jy seker nou nie daaraan nie. En toe in die 5de ronde, maar wat vir my so cool is, ek dink na die laaste knockdown, ek kan dit nou nie doen nie want ek het 'n mic aan, toe AJ sy count kry en hy's klaar, toe slaan hy so, toe wys hy kom, toe sê ek, yes, hierdie man het 'n warrior mentality, en toe die 5de ronde begin, toe lyk AJ actually weer vir my baie hy varser. het lekker uitgekom. Ja, en hy het lekker die houe gespring en gejab. Ek het nog gesê, yes, hy lyk nog ons nou baie Ja, en toe ewe skielik, hoe ver was dit in die 5de ronde? Nie ver nie, 10, 20 sekondes of wat, toe slat hy vir Dubois met 'n mother regterhou, en jy kan sien Dubois hak so, en toe, maar wie wat het ek in die replay gesien, wat ek nie gesien het nie, toe AJ gaan om vir Dubois te attack, toe ek dink hy het gegaan om 'n left hoek te gooi, toe trap hy met sy voet op die canvas, toe gly sy voet, toe slaan hy so heel mis en hy soos half van balans af en toe kom hy in en hy slaan verder en ek dink hy het vir Dubois weer 'n hou geslaan en Dubois het hom ook 'n hou geslaan en toe maak hy natuurlik weer 'n fout, maar ek dink hy het oorgretig geraak, hy het opgewonde geraak want hy het gevoel hy het die man en sy brein was seker nog nie 100% herstel na 4 vorige knockdowns nie en toe hy sien hy het hom, toe eet hy weer die uppercut wat hy al 2 keer geland het in die verlede en dit sou seker die doodskoot gewees het, maar daai wat hy die uppercut load het hy nie hier gehou nie, hy het net soos geloud asof daar niks terugkom nie, en Dubois gaan uit instink uit en hy plan die regterhou, koef, Ja. neusie verby, hey uppercut, boef, hy het, en daar is dit die einde, maar ja, Skalla, Toes Dubois uit, toes hy man sif, hy wil so graag opstaan, hy rol daar rond te goeters, maar hy kon dit eenvoudig net nie gedoen het nie. Iets wat ons albei oor gepraat het, ek dink persoonlik, hulle moet vir AJ daggie staan toestuur, laat hy loop stoei saam met Khabib hulle vir 'n jaar of 2 terugkom, want heeltyd voel dit vir my, wat is dit met AJ, laat hy so sukkel as hy seer kry en goeders, en toe sien ons nou gisterand, dit lyk, hy's nie 'n uppercut, het hy nou iets gebreek of afgeneek, hey, Hy wil op die stoel klim. en hy wil nou nie luister nie, toe, ja, toe, wat ek sien is, hy's verskriklik stewig bo, sterk kor, sterk alles, sterk bene onder, maar die oomblik as daai man seer kry of enige soos nie kontroversie nie,
pressure op hom kry, wat hy 'n bietjie gedruk word of wat, dan voel dit, jy het nou gesê, dis asof sy skerniere swak is. In die middel, Ja, dit is, dan sy ewe skielik top heavy en hy val vorentoe en agtertoe en dan sy soos 'n kameelperd wat dronk is of iets. En toe dink ek, maar hy het nie sterk heupe nie. Soos hy dalk 'n sterk core en six-pack en goeders, maar hy het nie sterk heupe nie en dit kry jy van stoei en rugby en sulke goed. So as hy net daai middeldeel, sy skaniere as dit so kan sê, sterker kan maak, dan sal hy ook nie so rondval heeltyd te goed as hy hou moet vat en hy sal sy liggaam baie beter beheer. En dis nou seker 'n baie vreemde ding om te sê, maar dit is maar my gevoel. Ek dink hy moet dalk 'n bietjie op stoeilesse vat of iets soos dit. Okay. Ja. Maak sin. En dit is die lot, daai ou skala, fluit. Niks verder te sê nie. My storie is uit. Al wat ons kan sê is bly ingeskakel vir part 2. Sien mekaar nou weer.